Ons kyk nog so 'n bietjie na minder ernstige, ek wil almekaar sê gevegsaanduidings, want dit is hoe ons dit in die weermag genoem het, maar vooraftekens. Een is arbeidsonrus wat lei tot stakings vir hoër lone. Dis 'n bietjie 'n lang onderwerp, ek gaan dit nie doen nie, want dit is die video's gaan te lank raak. Wat ek daar wil sê is, ons het eers arbeidsonrus gekry met die doel om lone te verhoog, maar ons gaan nog een kry, en dit is uitlanders wat vir jou werk. Uitlanders gaan 'n probleem raak, en die plaaslike bevolkings gaan meer druk op mense plaas, saam met buitelandse sake, soms sonder buitelandse sake, soos wat ons nou reeds sien gebeur in Natal, en wat nou van Durban af uitgebrei het Escort toe. Ons sien ook hierdie March on March invloed op die uitlanders in Londen, wat gaan verder uitbrei in die Oos-Kaap. So hierdie ding gaan vorentoe 'n probleem raak. En wat gaan bydra is die tekort aan kunsmis, wat as gevolg van die straat van Hormuz wat toe is, nie kan uitkom nie. Ons hoë dieselpryse vir oes en vir plant, wat die insetkoste van landbou baie verhoog. Hier gaan 'n probleem kom. En ek kyk na Dr. Jane Buys se verklaring, wat sy sê sy is al 30 jaar met ondersoeke besig oor plaasaanvalle, en sy het geen syfers vir dorps- en stadsaanvalle nie, maar sy reken dat 'n boer 6 keer makliker aangeval kan word as iemand in die dorp en stad, en ek stem nou eintlik glad nie daarmee saam nie, maar ons gaan nie nou politiek praat nie. Die ander dingetjie wat mense wat voor jou hek staan en beklei, 'n man en 'n vrou gewoonlik, op Saterdag of Sondagmiddag wanneer jy wil rus, dan klap die man die wit waks uit die vrou, die spoeg soos 'n halstring in my nek hang, en is 'n geskree en 'n geraas, en jy kry nie gerus nie. In die Weskaap kry jy dit baie maklik, daar slaan die vrouens weer die mans met 'n stuk pyp, of tuinstel, en jy wil uitstorm en hulle gaan sê, raak kalm, gaan beklei op 'n ander plek, moenie betrokke raak. Gaan sluit eerder jou agterdeur en ander deure van die huis. Want hierdie ding trek jou aandag af, wat ander mense kans gee om van agteraf in jou huis in te kom. Dit gebeur redelik baie, ek kan jou nie presies 'n persentasie gee nie, maar dit is 'n suksesvolle manier om jou binne in jou huis te verras. Stil en dreig oproepe. Die doel van stil en dreig oproepe is om jou emosioneel te ontstel. Hulle kan vir jou definitief dreig en voorstelle maak wat baie aggressief is, of kan hy swaar asemhaal oor die selfoon. En soms kan hulle vir jou sing 'n hartseer liedjie van jou kind wat uit die graf uit opkyk en sê, "Papa, waar was jy toe ek jou geroep het? Papa, hoekom was jy nie daar toe ek jou geroep het nie? Hoekom was ek alleen? Hoekom is ek nou hier? Hoekom staan julle daarbo?" Sulke tipe liedjies wat hulle vir jou sing. Die doel daarvan is om jou sleg te laat slaap. En wanneer mense gedreig raak, voel hulle gaan nou aangeval word en moet wag staan in die nag. En man en vrou maak beurte om wag te staan in die nag, en hulle put hulle self uit. Om dit te werk, vat jy 3 druppels Dettol en 2 liter water. Dis 'n baie flou oplossing. Maak 'n lappie klam en vee jou honde se neuse in die aand af. Wanneer jy jou honde se neuse in die aand afvee, vee jy sy reukgeheue tegnies weg. En as jy tuinjong dan vandag inkom, gaan hulle vir jou laat weet. En dit is altyd 'n goeie idee om van jou honde binne in die huis te hou. Die honde wat buitekant is, gee vir jou goeie vroeë waarskuwing, maar hulle is die honde wat afskryfbaar is. Hulle is die honde wat wil gif kry, hulle is die honde wat dwelmmiddels inkry om hulle te bedwelm. Alhoewel hulle dit met die honde binne in die huis ook kan doen. By die moord van Maxie de Beer, Piet de Beer en Maxie, het hulle, dis 'n geel poeier, 'n pil wat hulle fyn maak, wat hulle by Witrand of Stikland of Groen Dakkies kry, iets wat hierdie malletjies 'n bietjie kalm maak. Dan maak hulle die pil fyn, sit dit op braaivleisbene of binne in worsies. By Maxie de Beer het hulle die worsies deur 'n venster gegooi, sy het 2 sulke klein wolhondjies wat almal wil byt wat naby haar kom, en die wolhondjies het hierdie goedjies gaan eet, en uitgepaas, soort van onder narkose.
En toe, lang storie, ek sal dit seker later verduidelik, is sy vermoor. En nou Piet is in die nek geskiet, hy is amper dood. So jou honde wat binne in die huis is ook nog kwesbaar op 'n manier, maar dis veiliger om hulle binne in die huis te hou as buite die huis. Onthou, ek gee nie om of jou kar gesteel word. Ek gee nie om of hulle die fietsse buite kan steel nie. Vir my gaan dit oor om hulle weg te hou van jou af. Vir my gaan dit om trauma in jou huis te voorkom. En my hele denke, my hele plan is om daai fisiese aanval te voorkom. En ons doen dit. En ons is suksesvol met dit. Punt, die raad wat ek vir julle gee. So ek dink, as ons net gou kyk, ons volgende video gaan dan nou wees, goed wat gebeur 4 tot 8 weke voordat 'n aanval plaasvind. Ek sal so 'n bietjie miskien meer detail gee, maar ek sal vorentoe sal ek 'n aanlyn kursus aanbied wat ons hierdie goed stap vir stap in detail deurgaan. Hierdie is nou net om vir jou 'n aanduiding en riglyne te gee. Maar dit is nog, ons het nog baie om te sien. So, maar dankie dat julle geluister het en deel asseblief vir die video's. Baie dankie.